Ons het melding gemaak van die feit dat die Gees, die Heilige Gees, die vermoë het om 'n mens te inspireer om dinge te sê. Handelinge 2 vers 14 tot 18, vermoedelik op Pinksterdag, sien ons dat Petrus saam met die 11 ander apostels het opgestaan en onder leiding van die Heilige Gees die mense toegespreek. Petrus, wat dit doen. Daar sê hy, Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. En hier maak hy 'n baie belangrike saak duidelik. Hy sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Dit was 'n manier om te probeer verstaan wat hierdie mense sê. Want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. Nou ek wonder of Petrus die hele boek van Joël geken het en dit net geweet het, om miskien word dit aan hom geopenbaar ook deur die Heilige Gees. Wat Joël gesê het, hy sê in vers 17, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. In die laaste dae is waar ons vandag is. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Vers 18, ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae, wat eintlik hierdie dae is waarin ons nou leef, my Gees uitstort en hulle sal as profete optree. Hierdie uitspraak van Petrus is uit die Ou Testament gebring om vir ons in die laaste dae 'n aansporing te wees en te laat verstaan hoe die Gees met ons werk, wat hy vir ons kan doen en waartoe ons in staat kan wees, indien ons sal toelaat dat die Heilige Gees deur ons aan die woord kom. As ons die taal van die Heilige Gees gebruik, sal ons wonderbaarlike dinge beleef. Ek moedig jou aan en loop mooi.